So vandag se boodskap is, Jesus se geboorte bring hoop vir die wêreld. En die skriflesing is Lukas 2 vanaf vers 8 tot 20. Julle kan hom volg daar, ek gaan hom vir ons lees. So daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Aan die ander woorde, daar sal 'n teken wees. Daar sal bewyse wees. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engel van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit wat vir hulle gesê is. Nou om julle so 'n bietjie agtergrond te gee, en dalk wat ek nou sê, het jy al gehoor, maar dit bly baie interessant. So in die Bybel, in die Ou Testament, God het beloof dat die verlosser sal 'n mens wees. Aan die ander woorde 100% God en 100% mens, nê. En God het beloof dat hy sal 'n Jood wees. So dit is interessant, nê. Jesus is nie 'n Afrikaner of iemand van Engeland af nie. Hy kom van Israel af, nê. Hy's 'n Jood. En hy sal kom van die stam van Juda af. Van die familielyn van koning Dawid af. En hy sal gebore word vanuit 'n maagd. En ons weet hoekom is dit ook so, nê? Anderste sal ateïste sê, nee maar kyk, daar, nee, Jesus kom vanuit 'n maagd. Dis die werking van die Heilige Gees. En die verlosser sal gebore word in die stad Bethlehem. Nou alles hierdie het gebeur presies soos die skrif gesê het. So al het Augustus Caesar 'n reël ingebring dat al die mans moet na hulle tuisdorpe toe gaan vir 'n sensus, vir 'n telling. God skuif vir Maria en Josef 80 myl van Nasaret na Bethlehem toe vir die geboorte van Jesus. Dit gebeur presies soos die profeseë sê, tot die dot toe. En Bethlehem beteken ook House of Bread, nê. So vandag wil ek na 'n paar gedagtes kyk. Ek wil eerstens kyk na die engel bring 'n baie belangrike boodskap, verskriklike belangrike boodskap. En dan tweedens wil ek na 'n gedagte kyk waar Jesus bring vrede en hoop vir die wêreld. En dan laastens, almal wil graag vir Jesus sien. So vandag is weer eens 'n baie besonderse boodskap. Selfs wanneer ek voorberei, dan besef ek self ook dat die Heilige Gees het baie interessant gewerk met hierdie boodskap. As ek self begin dink, ja, hierdie is 'n baie besonderse boodskap. So kom ons kyk na die eerste gedagte. Die engel bring 'n baie belangrike boodskap. Ek lees vir ons vers 8 tot 11. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here
by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die Verlosser, gebore, Christus die Here. So waar was die skaapwagters gewees? Hulle was in die velde, net buitekant Bethlehem, nê? Hulle was in die velde gewees. So hulle was doodgewone mans gewees. Hulle was manne van die veld gewees. Hulle teen soos gras en soos stof geryk. Normale, hardwerkende mans gewees. En dan verskyn 'n engel van God aan hulle. Dit is ook interessant om te weet dat Bethlehem was ook die Dawid se tuisdorp gewees. Dawid se, hulle noem nogals die stad van Dawid is in Jerusalem, maar die dorp waar hy groot geword het, is Bethlehem. Dawid het groot geword in Bethlehem. En Dawid was ook 'n skaapwagter in dieselfde veld gewees as hierdie skaapwagters, net buitekant Bethlehem. Kyk wat sê 1 Samuel 17 vir ons, vers 14 en 15. Dawid was die jongste, die 3 oudstes het Paul met Saul saamgegaan, maar Dawid het om die beurt na Saul gegaan en dan weer sy pa se kleinvee in Bethlehem gaan oppas. So jy kan sien, Dawid se tuisdorpie was in Bethlehem. Maar die fokus vanoggend is nie op die skaapwagters nie. Moenie fout maak nie. Die fokus is nie op die skaapwagters nie. Die fokus is ook nie op die engel nie. Die fokus is ook nie op die menigte engele wat aan hulle verskyn het nie. Glad nie. Die fokus is op die boodskap wat die engel gebring het. Dit is waar die fokus is. Wat belangrik is die boodskap van die engel, en dit is waaroor ek graag vanoggend wil praat. God stuur die engel om 'n belangrike boodskap te bring. En ons weet ons engele is, die Bybel sê maar, daar's verskillende engels, hulle praat Engels ook. Daar's verskillende engele gewees in die hemel. Maar baie van hulle is boodskappers. Hulle word gegee in die Engelse Bybel ook as messengers. So hulle is boodskappers. Hulle gee vir jou 'n boodskap van God af en hulle rapporteer weer terug aan die Vader, nê, boodskappers. Vers 10, toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, dis die boodskap wat hulle bring, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. Dis fantastiese nuus, dis 'n fantastiese boodskap. Die fokus is op die boodskap. Ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Vandag is daar vir julle die Verlosser gebore. Dit is goeie nuus vir die wêreld. Dis goeie nuus vir 'n sondaar. Fantastiese nuus vir sondaars. Die Verlosser is gebore. Die Verlosser het mens geword. God het mens geword. Jesus was by die Vader in die hemel gewees. En toe word hy mens. Ek wat sê Johannes 1 vers 14. Die woord, is in hoofletters, praat hulle van Jesus, die seun van God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die Verlosser is gebore, dis fantastiese nuus. Maar dalk wonder jy, en dalk het jy al gewonder, nou hoekom is dit nou goeie nuus? Hoekom is dit goeie nuus vir my? Hoekom is dit goeie nuus vir die wêreld? Want julle sien, Jesus het aarde toe gekom om te sterf vir die sondes van die wêreld. Hy het gekom om jou te verlos van jou sondes. Jy moet dit asseblief persoonlik maak. Hy het gekom om jou te verlos van jou sondes. Hy het gekom om jou kettinge te breek. Hy het gekom om vir jou redding te gee. Vir jou. Hy het gekom om vir jou vrede te gee. En vir jou
hoop te gee. Hy het gekom vir jou. Hy het gekom vir almal, maar ook spesifiek vir jou. Dit is fantastiese nuus. Jy weet, ek het al baie gewonder in die verlede, dalk het jy ook so gewonder, mens wonder nogals oor dit, nadat jy tot redding gekom het. En wonder, kom hierdie gedagte nogals by mens op. Ek wonder waar sou ek gewees het vandag, as die Here Jesus nie gekom het nie. Ek wonder waar sou ek gewees het vandag, as die Here my nie gered het nie. Waar sou jy gewees het vandag, as die Here jou nie gered het nie? Ek meen, die kans is baie groot, ek en jy sou iewerste al lankal dood gewees het. Of ons sou iewerste verslaaf gewees het aan dwelms, iewerste in 'n sluys gelê het, of iewerste langs die pad in 'n kanaal gelê het. Ongered. Ek weet nie of jy al lang gedink het nie. Lankal dood. Want sonder Jesus is daar geen redding. Sonder Jesus is daar geen vergifnis nie. Sonder Jesus is daar geen hoop. Sonder Jesus is daar geen vrede nie. En ek sê dit maar reguit. As Jesus nie gekom het nie, was ons almal op pad hel toe gewees. Ek weet nie of jy al daaraan gedink het nie. Dit is hoekom dit so goeie nuus is. Daarom is die geboorte van Jesus fantastiese nuus, want Jesus bring saam met hom verlossing en redding, vrede en hoop. Hy het dit gebring saam met hom. Ek wat sê die Bybel in Scripture Direct wys dit in Grieks, waar hulle sê, a Savior was born, who is Messiah Lord. In Afrikaans beteken dit, die verlosser wat gebore is God self. Dis God self wat gebore is. God self het mens geword. Dis baie interessant. So selfs die engele van die Here is bly oor die boodskap. Hulle juig en aanbid vir God. So Jesus bring vrede vir jou en my. En hy bring hoop. Die engel sê vir die skaapwagters, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Ons weet ons 'n krib is soos 'n in Engels soos 'n feeding box. Dis die boks waar uit die diere uit eet. Dis waarin Jesus gebore is. Dis waarin die koning van konings gebore is. Sjoe, dis dan maar erg. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. So wie het aan hulle bekend gemaak? Die Here. Deur 'n engel, nê? Dis interessant. Die Here het dit bekend gemaak aan hulle. Deur 'n engel. Skielik was daar 'n menigte engele rondom hulle gewees, baie engele rondom die skaapwagters gewees wat God loof en prys. En hulle sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. So eerstens sien ons prys die engele vir God. Hier begin 'n absolute groot, massiewe lofprysing. Ek het dit nooit besef nie. Ek het dit eers met hierdie voorbereiding ek het besef. Ek het altyd my hele lewe lank gedog, daar's net 'n paar engele wat daar was. 10 of 12 engele wat daar rondom hulle verskyn het. Nee. Die Bybel sê daar was 'n massa. Die verklarende Bybel sê dit was ontelbaar, te veel om te tel. Hulle sê nogals dit het weer klink, hierdie lofprysing het weer klink van musiekinstrumente. Dit was 'n massiewe lofprysing. Hulle sê dit word ook genoem Gloria. Hulle was 'n skare engele wat God geprys het met musiek in instrumente. Ere aan God in die hoogste hemel. So hoeveel engele was daar gewees? Ons is nie seker nie.
Dalk was daar 50, dalk 200, dalk 5000. Maar die verklarende Bybel sê, dit was te veel om te tel. En dan praat die engel van vrede, en hy sê, en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. So God bring vrede aarde toe. Die kindjie in die krib is die bron van goddelike vrede. Nee, hierdie vrede kan 'n mens nie vind op die aarde nie. Jy gaan oral te soek. Hierdie tipe vrede kry jy nie hier te vind nie. Dit is hoekom mense baie keer hulle lewens vol maak met 'n klomp goeders. Want hulle soek in die binnekant, soek jy eintlik daai vrede, jou binnekant, jou siel smag na daai goddelike vrede, maar dis nie te vind op die aarde nie. Dis net te vind by Jesus, by God. Dis 'n goddelike vrede. Jesus het vrede saamgebring vanuit die hemel af, aarde toe. Die geboorte van Jesus bring vrede en hoop. Dit is vandag se boodskap. Maar vrede vir wie? Is dit vrede vir elke persoon op die aarde? Nee. Dis vrede vir elke mens in wie God welbehae het. Met ander woorde, dis vrede vir elke mens wat vir Jesus aanvaar as verlosser, wat uitroep na God toe vir redding, ervaar Jesus se vrede. Hy beleef Jesus se vrede. Wanneer jy Jesus aanvaar as verlosser, dan kom lewe die bron van vrede binne in jou. Dan ervaar jy God se vrede. Jesus gee 'n vrede, soos die Bybel sê, wat alle verstand te bowe gaan. So die normale verstand kan hierdie vrede nie verstaan nie. Die wêreld kan hierdie vrede nie verstaan nie. Hy kan nie, hy wil, maar hy kan nie. Die ongelowige verstaan nie hierdie vrede nie. Die ongeredde persoon verstaan nie hierdie goddelike vrede nie. Hy doen nie. Net 'n geredde persoon ervaar God se vrede. Want ek sê weer, want hierdie vrede kom van God af. Hierdie is 'n goddelike vrede. Jesus se geboorte bring vrede vir elke persoon wat uitroep vir redding. Dis vrylik beskikbaar. Dis vrylik beskikbaar. Maar vir elke persoon wat uitroep vir redding. Dis 'n goddelike vrede wat jou sekerheid gee, 100% sekerheid gee oor jou redding. Anderswoorde, dit gee jou vrede in jou hart. Ek weet verseker, ek is gered. Ek weet verseker, ek is wedergebore. Ek weet verseker, as ek my oë toemaak en ek sterf, die volgende oomblik staan ek in die hemel voor God. Geen twyfel nie. Dit is nie 'n saak van, ek hoop maar, ek gaan eendag hemel, ek hoop maar so. Nee. Hierdie vrede gee vir jou sekerheid. 100% sekerheid. Daar is geen twyfel nie. Jou saak is reg met God. Ek het vrede in my hart daaroor. En as ek vir jou vanoggend die vraag kan vra, het jy God se vrede? Het jy al God se vrede ervaar? Het jy al God se vrede ontvang? Dit is 'n baie belangrike onderwerp in hierdie Kerstydperk. So selfs in hierdie Kerstydperk, asseblief, daar waar jy gaan wees, ek is seker jy gaan iewerste stilte tyd hê, iewerste, waar jy dalk in die oggend vroeg iewers heen gaan en net gaan sit by die bankie. En vir daai oomblik is jou kinders net by 'n parkie, hulle is nie by jou nie. Spandeer daai tyd met die Here en kry God se vrede. Gebruik hierdie Kerstydperk. Jesus wil graag vir jou vrede gee. Ek onthou nogals, ek het gewonder of ek hierdie moet deel maak van my boodskap, maar kom ek maak 'n deel van my boodskap.
Ek en my vrou en ek en my gesin was so 'n paar weke terug, so 2 weke terug was ons het ons gaan kuier vir ons vorige bure. Hulle het hier langs ons gebly, hier so in Millwater. Hulle is ongelowiges. Hulle het nooit kinders gekry nie, nooit kinders gehad nie. En toe raak hulle maar bevriend met my kinders. So toe raak hulle maar my kinders het 2 oupas en 2 oumas. Nie bekommer nie. Maar toe kry hulle maar weer nog 'n oupa en 'n ouma. Die bure raak toe soos hulle oupa en 'n ouma. En hulle raak toe vir hulle soos klein kindertjies. So my dogtertjies het gereeld elke dag, elke tweede dag daar gaan legkaart bou of een of ander speletjie gaan speel of koeldrank gaan drink gaan en dan kom hulle weer terug. Maar die mense is ongelowig. Hulle is nie gelowiges nie. Maar hulle weet alles van Christendom af, alles. Daar's niks van Christendom wat hulle nie weet nie. Hulle weet alles. Jy kan vir hulle niks vertel nie. Ons het gereeld gesprekke oor Christendom met hulle. Selfs tot vandag toe nog. Het ons gereeld gesprekke met hulle oor Christendom. Selfs wanneer ons bid, dan vat hulle hande en hulle maak hulle oë toe. En hulle bid saam, hulle bid graag saam. Maar hulle is nie gelowig nie. Hulle is eenvoudig nie 'n gelowige nie. Die vrou het self een keer vir my dogter ook gesê, ja, your daddy saw the light. Dit beteken sy weet dat iets gebeur met my dogter se pa. Sy weet dat iets gebeur met my, iets geestelik. En dit is interessant, toe ons 2 weke terug daar gaan kuier het, toe begin ons so praat oor wat gaan aan in die wêreld en al die oorloë en die gerugte van die oorloë in daai land en daai land. Maar toe besef ek, terwyl ons nog so praat, toe besef ek, hulle raak ontsteld. Toe besef ek moet stop. Of die gesprek moet geswaai word, want hulle raak ontsteld. En toe dadelik wil ek hulle gerusstel, want dit is normaalweg, as 'n Christen ontsteld raak, wil ek jou gerusstel. Want ek kan baie maklik 'n Christen gerusstel. Moenie bekommer nie, kind van God. Christen, gelowige, moenie bekommer nie. Wanneer jy sterf, die volgende oomblik is jy by God. Ek kan jou baie maklik gerusstel. Maar vir 'n ongelowige kan ek jou nie gerusstel nie. Ek kan nie vir jou sê jy's gered nie, want hy's 'n ongelowige. Ek kan nie vir hom sê moenie bekommer nie, ek sien jou in die hemel. Nee. Ek kan hom nie gerusstel nie. En ek het besef, sjoe, ek het 'n begeerte om jou gerus te stel, maar ek kan nie. Want 'n ongelowige het nie die vrede van God nie. Ek kon nie my bure gerusstel nie. Dit wys mens eintlik hoe belangrik is God se vrede, nê? Dis verskriklik belangrik. Die engel het gesê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Met ander woorde, God sê, vrede vir jou, kind van God. Vrede vir jou vanoggend. Dis wat God sê, deur die engel. Vrede vir jou, kind van God. Vrede. Die skaapwagters het alles net so gelos in die veld. En hulle het gehardloop. Of hulle het baie vinnig geloop na Bethlehem toe om te gaan kyk. Hulle wil die verlosser sien in die krib. Almal wil die verlosser sien. Kyk wat sê vers 16 tot 20. Hulle gaan toe haastig daarheen. Anderswoorde, hulle het maar vinnig gedrafstap. So ek sit nog vanoggend ook daaraan dink. Anderswoorde, hulle was heel moontlik nie oud gewees nie. Ou mense hardloop nie of hulle drafstap nie. So heel moontlik dit was maar jong skaapwagters gewees. Hulle het gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel oor hierdie kindjie aan hulle gesê is, wat aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan. Hier gaan hulle weer terug velde toe. Hulle het weer teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Glory to God. Eer aan God. Want dit praat van God se heerlikheid. En dit is die hele doel van God se reddingsplan.
Dat ek het nou gesê, Jesus bring redding. Hy is die reddingsplan. Jesus het nie gekom sodat ons 'n gemaklike lewe kan hê op die aarde, sodat ons kan baie geld maak en in 'n groot huis bly nie. Nee. Hy het gekom as die reddingsplan. Hy het gekom om vir jou redding te gee, om jou te verlos. En die hele doel van God se reddingsplan is glory to God, eer aan God. Dis interessant, Ludwig se boodskap, het grens nogals aan Ludwig se boodskap, die vorige boodskap. In die Ou Testament was God se heerlikheid in die tabernakel gewees. En in vandag se verhaal sien ons God se heerlikheid, sy eer, lê in 'n krib in Bethlehem. Want oral waar Jesus gaan, daar is God se heerlikheid. In Bethlehem. Selfs op pad terug veld toe, loof en prys die skaapwagters vir God. So daar is geen twyfel nie. God het 'n roering gemaak in daai skaapwagters se harte. Daar is geen twyfel nie. Die skaapwagters sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Ek dink nogals, hulle het dalk nogals bekend geword onder die skaapwagters. Onder al die skaapwagters en al die dorpe soos hulle gegaan het en moontlik vertel het wat hulle gesien het, want van daai dag af het hulle bekend geword as die skaapwagters aan wie engele verskyn het en 'n baie belangrike boodskap gegee het. En hulle was omring met hemelwesens wat God loof en prys. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Verbeel jouself, jy was een van daai skaapwagters gewees. Pik donker nag, dis nagdonker daar waar jy sit. Dalk 'n paar skaapwagters, dalk 3 of 4 of 5 skaapwagters. Dalk 'n klein vuurtjie daar, die skape lê so eentjie naby jou en albei jou slaap. Maar dis nagdonker rondom jou. En die volgende oomblik staan daar 'n engel voor jou en sy heerlikheid omring julle almal. En hy gee 'n belangrike boodskap en hy het net klaar gepraat. Die volgende oomblik is daar honderde, selfs duisende engele wat jou omring. Skielik is daai skaapwagters in 'n massiewe lofprysing wat God loof en prys. Hulle het 5 minute terug nog in donkerte en stilte gesit. En skielik is hulle in die middel van 'n massiewe lofprysing. Is amper soos daai Angus Buchan of hy Promise Keepers gebeurtenisse, massa mense wat sing met musiekinstrumente. Julle weet, ek kan praat oor Maria en Josef ook. Wat van Maria en Josef? Ons kan onsself net indink wat het deur Maria en Josef se gedagtes gegaan. 'n Engel het ook aan Maria verskyn vroeër en vir haar 'n boodskap gegee. Maria sal swanger word deur die werking van die Heilige Gees. Sy moet hom Immanuel noem. Daar het ook 'n engel verskyn aan Josef in 'n droom. Hy moet nie bang wees nie, hy kan maar met Maria trou. Haar swangerskap is die werking van die Heilige Gees. Kan julle sien, die Heilige Gees is absoluut betrokke in hierdie hele situasie. Dis die werking van die Heilige Gees. En hier gebeur die geboorte van Immanuel, die kind van vrede, die seun van God, die kind van hoop, die God wat vrede bring en hoop bring vir jou. Hier gebeur die geboorte. En net na die geboorte kom daar wyse manne aan. Hulle is ook met sulke groot oë verbaas. Hulle wil sien. Hulle het die ster gesien. Hulle het die ster gevolg. Kort daarna kom die skaapwagters daar aangehardloop. Hulle het engele gesien. Hulle het glad nie eers gedink hulle aand gaan so eindig nie. Hulle het gedink hulle aand gaan maar wees soos al die vorige aande wat hulle daar in die veld sit
En nou staan hulle en kyk vir die seun van God, vir die verlosser. Almal wil die kindjie sien. Almal wil vir Jesus sien. Almal wil die seun van God sien. Almal wil vir Christus sien. Almal wil die verlosser sien. Almal wil die seentjie sien wat vrede en hoop bring vir jou en my. Kan julle die boodskap hoor van die engele? Dit weer klink deur die wêreld. Dit weer klink deur al die eeue. Kan julle die boodskap hoor van die engele? Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Jesus bring vrede. En God sê, vrede vir jou, kind van God. Vrede vir jou. Prys God die Almagtige. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, hoe langer ons stil staan met hierdie boodskap, Here Jesus, besef ons al hoe meer, hierdie is nie 'n vinnige boodskap nie. Hierdie is nie 'n eenvoudige boodskap nie. Daar is so baie skatte in hierdie boodskap, Here Jesus. Hoe dieper ons dwelf in hierdie boodskap in, Here, hoe meer besef ons hoe waardevol is U Almagtige God. En hoe groot is U, Here Jesus. Here Jesus, ek dink selfs die skaapwagters en die wyse manne het nie heeltemal besef voor wie hulle staan nie. Nie heeltemal nie. Dat hulle staan voor die koning van konings. Hulle kyk vir 'n babietjie, maar hy is God. Hy is die verlosser. Hy is die Messias, waarvoor al die profeseë in die Ou Testament van gepraat het. Hier is hy. Hy is gebore. En hy bring saam met hom verlossing, redding, vergifnis, vrede en hoop vir die wêreld. Vir elke persoon wat dit sal waag om op te kyk en uit te roep na God toe vir redding. Wat dit sal waag om 'n gesprek te hê met die Here Jesus. Wat dit sal waag om te glo in die enigste seun van God. Here, dankie vir hierdie groot en belangrike boodskap vanoggend, Here Jesus. Wanneer ons in hierdie Kerstydperk instap, Here, herinner ons heeltyd, Here, heeltyd. Wanneer die kindertjies sy persente oopmaak, herinner ons, Here, aan U geboorte. Die dag toe die wyse manne daar staan en kyk. En die skaapwagters kom ook aangehardloop en hulle staan en kyk met sulke groot oë. En Maria en Josef wonder ook oor die hele situasie. Hierdie situasie is baie groter as wat hulle moontlik ook besef. Dankie vir U liefde, Here Jesus, wat U vir ons gee. Dankie vir die vrede, Here, daai goddelike vrede wat U vir ons gee, Here. Dankie vir die hoop, Here Jesus. Dankie, Almagtige God. Ons kan nie genoeg dankie sê nie, Here Jesus. Ons eer U, Here Jesus, en ons maak U groot, Here. U moet meer word en ons moet minder word. Here, gaan asseblief saam met ons waar ons in hierdie vakansie ingaan, Here. Beskerm ons, Almagtige God, en bewaar ons, Here. Ek pleit die bloed van Jesus Christus, dieselfde bloed van die Seun van God wat in die krib gelê het en wat gekruisig is later, pleit ek op al ons kinders, op al die jong volwassenes en die tieners en op al die volwassenes, op die deurkosyne van ons huise, Here. Ek pleit die bloed van Jesus Christus op ons Almagtige God.
Dankie vir al die liefde en die vrede, Here. Amen.